Goeiemôre my geliefdes, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie dankie dat jy vanoggend by ons inskakel op hierdie Paas-Sondag. En ek gaan vanoggend met die woord van die Here gaan ek probeer om ons terug te vat na Golgotha toe. Daar waar Jesus vir ons gesterf het. Daar waar die grootste prys betaal is, vir my en vir jou, sodat ons vir ewig saam met hom kan lewe. Kom ons gaan vir 'n oomblik saam bid en die Here vra om hierdie boodskap vir ons vanoggend te seën. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om onder die naam van Jesus Christus as gelowiges saam te vergader nie. Dankie Here dat U hier by ons is, want U sê in die woord vir ons, waar 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek by julle wees. En Here, ons roep uit vanoggend na U, op hierdie baie spesiale dag, wat ons as gelowiges saam vier, die opstanding van ons Heer en ons Meester. En wanneer ons saam na U woord gaan kyk en saam gaan luister, wil ek vra dat U Heilige Gees in elkeen van ons harte sal inspreek, Here, met krag en met waarheid vanoggend. Here, seën elkeen wat hoorders is van hierdie woord en plant U saad, die saad van U evangelie, van U reddingsboodskap, diep in ons harte. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons teksvers kom vanmôre uit Johannes 19 vanaf vers 30. Toe Jesus die asyn geneem het, het hy gesê, dit is volbring. En hy het neergebuig en die Gees gegee. Dit is volbring. Tetelestai. Dit is die woord wat die Here vanoggend met ons praat. Ons tema vanoggend is die lijkklip is skoon. Die lijkklip is skoon. Ons gaan bietjie nou daarna kyk ook. Liewe vriende, Jesus het aan die kruis 7 woorde, kruiswoorde vir ons gebring. In sy laaste ure aan die kruis het hy gesê, en hierdie kruiswoorde vind ons die volle vervulling van God se offer aan ons en ook die volle uitdrukking van sy liefde aan ons. Nou ons weet dat die kruiswoorde is versprei deur die 4 evangelies. 3 elk vind ons in Lukas en Johannes opgeteken, terwyl 1 daarvan in Markus en Matteus is. En dit het gebeur tussen die kruisiging en die sterwe van Jesus Christus. En hierdie woorde sien ons die menslikheid van God. Die menslikheid van Jesus en ook sy goddelikheid sien ons raak. Die eerste kruiswoorde het tussen 9 uur en 12 uur uitgespreek. En in hierdie 3 kruiswoorde praat Jesus met die mense rondom hom. En hier druk Jesus sy liefde op 'n besondere wyse uit vir die mense wat in nood verkeer. Die eerste kruiswoord wat vanmôre na my en jou kom uit Lukas 23 vers 34. En hier gaan die kruiswoord oor vergifnis. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil jou vanmôre, wil ek jou in die geestesoog terugvat daarna Golgotha toe. En ek het 'n paar klankgrepe wat ek 'n bietjie opgeneem het. En ek wil hê jy met jou oë toemaak en ek wil hê jy moet terugreis daar na die Kopbeenplek, Golgotha, waar Jesus aan die kruis gehang het vir my en vir jou. Kom ons luister vanoggend na hierdie eerste kruiswoord. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Ja! Ja! Rossi! Ella! خلعت جذبك ودير نادي تهوع دي تمار أنت هوع Descende! أمرت دي خروس بتقديش وتبنى بثلاث يومين قال مرد من صنفا انخو الشيخة أنا أمر يردخو من صلفا ديناكادزي ونهاهامين Spokop! Illa ligger drinnen nog. Die of drin. شباب يتلاهي لك بلاك Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons het almal vergifnis nodig. Sonder vergifnis kan ons nie met God versoen word nie. En die Here kom en deur sy kruisdood het hy ons hande in die hande van God geplaas. Die Here God is nie meer ver van ons af nie. Daar is nie meer 'n kloof tussen ons en God nie. Want Jesus het die prys kom betaal met sy lewe, met sy liggaam, met sy bloed, sodat ons vry kan wees, sodat ons verhouding met God herstel kan wees. Kolossense 2 vers 14 sê vir ons, hy het die skuld bewys, hierdie leiklip, met al die skuld wat teen ons is, al die sonde wat teen ons is, met al die eise teen ons het hy tot niet gemaak. En deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Jesus is die brug van vergifnis, waarmee ons die kloof tussen ons en God kan oorsteek. En daarom dat hy die enigste persoon op aarde was, wat kon sê, Vader, vergeef hulle, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie. Here kom na ons toe met die tweede kruiswoord vanmôre en daarmee wil die Here ons verseker van geloofsekerheid. As hy in Lukas 23 vers 43 die volgende woorde uiter. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit sê hy vir die misdadiger aan die kruis langs hom wat om vergifnis pleit. Kom ons luister vanoggend en ook na hierdie kruiswoord van Jesus. Ela me espanta que estás. واحد المشبات يشبك عندي الصديق الشعر تقول بسم الله تبيت طلعك والله ما تلوي
Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, sê Jesus. Hierdie misdadiger roep uit na Jesus toe. Hy besef dat dit net deur Jesus is wat daar vir hom redding kan kom. En so kom die Here ook na my en jou toe vandag. En hy sê, ons moet self ook hierdie sekerheid hê, waarmee ons Jesus Christus dan as ons verlosser aanneem. En wanneer ons na hom uitroep en in hom glo en op hom vertrou, dan sê die Here, dan sal ons gered word. Hierdie beloftes is die basis van sekerheid vir ons as mense. Romeine 10 vers 11 sê vir ons, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. In 1 Johannes 5 vers 13 skryf Johannes hier 'n brief en hy sê, hierdie brief skrywe ek sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Johannes 6:47, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 3 vers 16, die baie bekende, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Handelinge 16 vers 31 sê Paulus vir ons, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Die derde kruiswoord kom net so voor 12 uur, of net na 12, net so voor 3 uur die middag, kom hierdie kruiswoord na ons toe, waar Jesus vir ons troos en versorging wil bring. En daar sien hy sy moeder raak wat wenend voor die kruis is. En wat 'n verskriklike ding moet dit nie vir 'n moeder wees, om te sien hoe haar kind so gemartel en verbrysel word nie. Maar nog steeds dink Jesus in selfs sy grootste pyn, sy grootste verwerping, sy grootste vernedering, dink hy aan die nood en die behoeftes van mense om hom, want dit is vir hom belangrik. Kom ons luister dan ook na hierdie derde kruiswoord. En kom ons sluit ons oë, kom ons besoek Golgotha, staan voor die kruis. Kom ons vat aan sy voete, kom ons kniel voor hom, kom ons kyk op na die Here vanoggend, omdat ons ook sy nabyheid nodig het. Die derde kruiswoord.
So is ons persoonlike versorging ook vir hom belangrik. En weet ons dat hy sorg vir ons daaglikse brood, hy sorg vir ons veiligheid, vir ons inkomstes, hy sorg vir ons gesondheid en vir ons geestelike behoeftes. Hy is ons herder wat ons lei en wat na ons belange omsien. Hy gee ons ook sy gees as 'n trooster en 'n helper, sê Johannes 14 vers 26. En dan kom seker een van die bekendste kruiswoorde, as die Here daar op die kruis opkyk na die hemel en hy besef dat hy is alleen. Ele, Ele, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Markus 27 vers 46, Matteus 27 vers 46 en Markus 15 vers 34. Waarom het U my alleen gelaat? In die kruis beleef Jesus die uiterste van om ver van God te wees. En dit is as gevolg van ons sondes wat op hom gewerp is. En dit bring skeiding tussen ons en God. Dit isoleer ons van God af. Kom ons luister na hierdie uitroep na sy Vader in die hemel. Jesaja 59 vers 2 sê die Here vir ons: dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen ons en God. Dit is julle sondes wat gemaak het dat hy hom nie aan julle steur en nie na julle wil luister nie. Omdat al ons sonde op Jesus was aan die kruis, omdat hy sonde vir ons geword het, 'n vervloekte in ons plek, het hy Godverlatenheid beleef. En Jesus se Godverlatenheid is ook die prys wat hy moes betaal, sodat ons God se teenwoordigheid kan hê en dat ons daarin kan leef, nou en vir ewigheid, tot in ewigheid. Jesus was ook volkome mens en volkome God gewees. En met die fisiese lyding wat hy ervaar het, is hy oopgeskeur, sy liggaam. Hy verskriklik gebloei, waarskynlik is van sy ribbebene gebreek, en het hy aan bloedverlies gelei. En dit het veroorsaak dat hy ongelooflik dors geword het. En dit is Jesus se uitroep ook aan die kruis: ek het dors, sodat ek en jy nooit weer dors kan hê nie. Die Here kom vanmôre na ons en hy bring vir ons dan ook hierdie woorde wat ook ons tema vanoggend is: die lijkklip beskoon. Nou my liewe vriende, hierdie woord tetelestai, die 6de kruiswoord, is 'n oorwinningswoord. Dit is die hoogtepunt van die kruisiging. Want hiermee sê Jesus dat hy dit waarvoor hy gekom het voltooi het. Sy werk is afgehandel. Hy het betaal vir die sonde van die mensdom. Maar meer nog,
Hierdie woord tetelestai is ook 'n rekenkundige term wat op ons rekening aangebring word, of wat aan 'n rekening aangebring word om aan te dui dat die rekening ten volle en volledig vereffen is. Dit beteken dat die rekening van opgestapelde sonde wat God teen ons het, nou deur Jesus ten volle betaal is. Daar is geen skuld meer tussen ons nie. The slate is clean. Kom ons luister na hierdie voorlaaste uitroep van Jesus as hy vir ons aan die kruis sê, tetelestai, dit is volbring. Die laaste woord wat Jesus aan die kruis gebesig het, is die woorde van: in U hande, Vader, gee ek my gees oor. En so kom die Here vanoggend en wil hy vir ons op hierdie opstandingssondag sê: ek het die dood oorwin. Ek het opgestaan sodat julle kan lewe. Dis 'n woord van oorgawe. Sy sterwe is egter nie die einde nie, want op die sondagoggend volg die oorwinning wat Jesus oor die dood het. En hy gee ook daardie oorwinning vir ons. Ons kan ook met sekerheid onsself oorgee aan die Vader, nou en die dag wanneer ons sterwe, want Jesus het daardie pad vir ons gereed gemaak. Hy het gaan om vir ons 'n plek voor te berei in die hemel, en ons weet dat God ons daar sal ontvang wanneer ons die dag sterwe. Ons luister dan ook na hierdie laaste kruiswoord wat Jesus aan die kruis vir ons gesê het. My liewe vriende, ek hoop dat hierdie paar oomblikke wat ons daar op Golgotha voor die kruis kon deurbring, om in die taal wat Jesus Christus self gepraat het, Aramees, en die klanke rondom ons op te vang van die mense wat daar was, die soldate,
En selfs Jesus se moeder en haar suster en Maria Magdalena en Johannes se geliefde disipel. Dat ons kan ervaar watter onuitspreeklike woorde hy oor ons uitgespreek het. Ek wil vanmôre, en ek het dit al vir julle voorgehou, maar 'n klomp jare terug het ek 4 gedigte geskryf rondom die Passiespele. En hierdie is die 4de gedig waarmee ek julle graag wil huis toe stuur. En die opskrif van hierdie gedig is 'n nuwe lewe. Vroegoggend, na die Sabbat, toe die eerste lig die aard betree, is die rots voor die graf sonder mensehand weggevee. 'n Paar vroue daar aangekom. Hulle sou die dag aan hom wy om sy liggaam te balsem met geurende olies en spesery. Groot was hul verbuistering om die graf egter oop te vind. Wat het dan tog gebeur? Die graf was dan met rots en siel gebind. Wie het daar ingegaan? En wie het dit beveel? Wie het dan die liggaam van ons meester gesteel? Verslae ween al teen mekaar deur trek van leed. Toe sien hulle die vreemdeling met 'n verblindend wit kleed. Waarom ween julle? Het hy al gemaan. Jou meester is nie weg, maar het uit die dood uit opgestaan. Toe sien hulle, ja waarlik, die meester leef so waar. Hulle moet haastig die vreugdestyding aan almal gaan verklaar. Hy leef, ons herder is nie dood. Hy leef, ons vreugde is so groot. Hy leef, oor die dood is oorwinning behaal. Hy leef, ons skuld is vir ons betaal. Hy leef, hy het die dood oorwin. Dit is dan tog geen fatale einde, maar 'n vreugdevolle nuwe begin. Baie dankie dat jy saam met my vanmôre op hierdie pelgrimstog was. Mag hierdie boodskap vir jou groot vreugde bring en mag dit vir jou sterk maak in jou geloof, in jou persoonlike lewe, dat jy altyd Jesus voor oë sal hou. Mag die Here vir jou seën. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het nie woorde vanoggend as ons teruggaan na Golgotha, waar u uiterste lyding ervaar het, maar waar u die grootste oorwinning bereik het. En dankie Here dat dit nie vir u self was nie, maar dat dit vir ons was, vir my, dat u daardeur my siel kon red en my kon versoen met die Vaderhart. Here, dankie vir hierdie boodskap, dankie vir u liefde. Wil u dit ook seën as dit versprei word, sodat mense kan hoor watter groot liefde Jesus Christus aan ons openbaar het. Ons vind ons vrede alleen in u vanmôre. In Jesus se naam. Amen. Daar sê, liewe vriende, geseënd is julle vandag en mag dit vir julle 'n goeie dag wees. Ek hoop julle gaan lekker kossies eet en lekker saam kuier.